Dis 'n nuwe dag en wat 'n heerlike voorreg om weer saam met jou te kan kuier hier op ons Lewendig Dagstukkies. Vandag dag 362 en ons tema is onder, bo of onderste bo. Kolossense 3 vers 2. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Die lewe is baie mooier as jy dit van bo af bekyk. Onder is bekommerd, bo is vry. Onder, bo of onderste bo. In Psalm 121 slaan die psalmdigter sy oë op na die berge en dan vra hy, waar vandaan sal my hulp kom? Van waar jy kyk en die rigting waarin jy fokus, gaan die kwaliteit van jou lewe bepaal. Ons lewe tans in die onderwêreld, waar ons praat oor die dinge van die wieg tot die graf. In hierdie lewe dra alles om die onderdinge, wat ek wil hê, wat ek kan kry, wat ek glo oor myself. Dis 'n lewe wat soos 'n hamster op 'n wielietjie voel, of 'n treadmill. Jy hardloop vir dood, maar jy bly net op een plek. Jy staan op en dink, wat gaan ek eet? Wat gaan ek aantrek? Hoe gaan ek oorleef? Hoe gaan ek wen? Dis me, myself and I. Met 'n paar mense langs die pad wat of help of in die pad kom staan. Selfgedrewe, selfbeheer, selfbewus. Maar Kolossense 3 kom draai nou juis ons kyk weg van hierdie onderwêrelddinge. Paulus sê, julle het gesterf en julle lewe is nou saam met Christus weggesteek in God. Met ander woorde, daar was 'n grafoomblik. Nie net vir Jesus nie, maar vir jou en my se ou manier van leef. En skielik, na die graf, gebeur iets vreemd. Die Gees maak jou oë oop en jy begin besef, wag 'n bietjie, hierdie lewe is nie net 'n kort storie tussen twee datums op 'n grafsteen nie. Daar is meer, baie meer. Dis daar waar jou bo-lewe binne die koninkryk van God begin. Nog steeds as gewone, feilbare mens, maar met 'n heeltemal 'n ander kyk en lewenstyl. Jy begin vir die eerste keer regtig leef, maar vanuit 'n ander plek, 'n ander perspektief, 'n ander kragveld. Kyk net na Petrus, voor die kruis, bang vir 'n diensmeisie, na die opstanding en die Gees. Hy staan op en praat met so 'n stuk braafheid en vrymoedigheid, dat die Sanhedrin nie kan glo wat hulle uit die monde van eenvoudige vissermanne hoor kom nie. Hulle keer alles onderste bo, en dis waar die onderste bo lewe inkom. Die onderlewe is nou ewe skielik van amper geen belang, soos Paulus sê. Dis die vlakkyk van wat vir mense belangrik is. Maar ook is dit nie net 'n bo-lewe waarin ek ontsnap uit hierdie wêreld in 'n super spirituele lewe los van realiteit iewers in 'n klooster nie. Dis 'n lewe waar die bo jou onder begin beïnvloed. Jy leef nog hier, maar jy kyk van daar. Jy werk nog, maar vir 'n ander baas en vanuit 'n onbeperkte kreatiewe bron. Jy maak nog planne, maar jy soek allereers wat en hoe God wil hê jy moet doen. En dan laat jy die boffins van hierdie wêreld se monde oopmaak met dit waartoe God jou in staat sal stel. God keer dan alles onderste bo met sy biologiese doen. 'n Onderlewe fokus op beheer. 'n Bo-lewe leef uit vertroue. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy wil ons altyd so in beheer van alles wees? Wat dink jy kan ons doen om vry te kom van ons onderwêreldse manier van dink en leef?
Hoe gaan jy vandag begin om saam met die Gees vanuit jou bo-menslike potensiaal te begin leef? Here, help my om nie vas te kyk teen die onderwêreld dinge nie, maar om vanuit u perspektief te begin leef. Lei my deur u Gees om 'n onderste bo lewe te leef wat u krag en vryheid weerspieël. Amen. Hoe sê ons baie keer vir mekaar? You ain't seen nothing yet. Nou ek wil vir jou sê, nie jy of ek of die wêreld kan onsself gereed maak vir dit wat God deur ons wil doen nie. Kom ons stel onsself as instrument tot sy beskikking, sodat hy die wêreld onderste bo op sy kop kan draai. Die Here seën vir jou. Liefdegroete, Shaal Botha.